Goeiemôre. Welkom. Ek glo en vertrou dat dit met jou en jou mense goed gaan. Ons is nou so in die herfs en die kleure is so mooi, is dit nie? Nou ja, ons tema vir vanoggend is en so weer klink die stem van die Here. Luister hierna. Die klank van die shofar. Opgrawings en rotstekeninge vertel ons dat musiekinstrumente, blaasinstrumente, so oud soos die mensdom is. Die vroegste aanduidings is dat dit gebruik is om oor lang afstande te kommunikeer, aangesien die klank wat dit voortbring heelwat harder is as die menslike stem. As hoërskoolseun het ek vir 'n geruime tyd die beul geblaas en later ook die trompet gespeel in die kadetorkes. Ja, dit kan 'n geraas maak, veral as jy nie behendig is met die instrument nie. En my ma het altyd gesê, dis so mooi dat jy oefen, Kobus, maar gaan oefen daar ver agter die stoor. Ja, dit verg ure se oefening om die soort instrumente te bemeester. En 'n mens se lippe en jou wangspiere voel dit behoorlik. Musiekinstrumente, blaasinstrumente het egter van die vroegste tye af 'n belangrike rol gespeel in seremonies, veral godsdienstige rituele. En so 'n voorbeeld is die shofar, waarvan ons in die Ou Testament lees. Dis die ramshoring. Die shofar of ramshoring word nou nog gebruik tydens godsdienstige en kultiese feesgeleenthede binne die Joodse tradisie, onder andere Yom Kippur en Rosh Hashanah of die Joodse Nuwejaar. Die shofar is onder andere in die Bybelse tyd gebruik om die Shabbat aan te kondig. Bykans soos ons die kerkklok het, die kerkklok wat op Sondag lui om mense uit te nooi kerk toe. Maar die ramshoring is vir baie verskillende geleenthede gebruik. Onder andere die inhuldiging van 'n nuwe koning in die antieke tyd. En selfs nou nog word die ramshoring geblaas wanneer 'n nuwe eerste minister van Israel ingehuldig word. Kom ons keer Bybelwaarts. Volgens Eksodus 19 is die shofar geblaas om die volk van God rondom die berg van Sinaï te verenig. Daar waar hulle op Moses gewag het vir God se gebooie. En dit was, soos ons almal weet, 'n baie spesiale geleentheid. God wat die tafels van die 10 gebooie oorhandig, en met die geleentheid is die ramshoring geblaas. Blaai ons verder, sien ons dat in Levitikus 25 die geklank van die ramshoring op die 10de dag van die 7de maand van die jubeljaar gehoor is. Wat beteken dit? Met hierdie geleentheid is almal vrygelaat, ook slawe. En vryskelding of bevryding, veral in 'n geestelike sin, is vir ons baie belangrik. Dis 'n baie belangrike Bybelse begrip. Trouwens, dit maak deel uit van die kern van die Christelike teologie, is dit nie? Verlossing, bevryding. En die geklank van die shofar was dus geassosieer met God se verlossing.
As jy dit hoor, het jy geweet, ek is vry. En een van die baie spesiale gebruike van die ramshoring vind ons in Joshua 6. Hier gee God aan Joshua opdrag om op die 7de dag 7 keer om die stad Jerigo te trek en dan die ramshorings te blaas. En met blaas van die ramshorings het, soos julle weet, die stad van die mure in mekaar getuimel. As ons dit so bietjie allegories mag interpreteer, beteken dit dat die geklank van die musiekinstrument mure kan laat intuimel. Ook die mure tussen mense. En is dit nie so waar van alle goeie klassieke musiek nie? Goeie musiek laat eenvoudig grense en mure tussen mense vervaag. Want musiek is universeel. Hedendaagse voorbeelde is Lang Lang, 'n briljante Chinese pianis wat Chopin speel. Dame Kiri Te Kanawa met 'n Maori agtergrond uit Nieu-Seeland wat Mozart sing, né? Ja, musiek is universeel. In die boek Rigters lees ons dan hoe Gideon met sy rigtersbendietjie die oormag van die vyand oorwin deur die geklank van die shofar. Ons lees daar hoe Gideon en sy manne in die middel van die nag die kamp van die vyand omsingel en dan met eens op die ramshoring begin blaas. Dit moes 'n oorverdowende geraas gewees het, want die vyand het nie geweet wat hulle tref nie. So groot was die verwarring, dat hulle sommer mekaar begin aanval het. Ja, die geraasvlak van Gideon se bendietjie met die blaas van die shofar was dalk iets soortgelyks aan vandag se heavy metal. Dit dryf jou teen die mure uit. Die feit is, met die shofar is die vyand verslaan. Daar is ook 'n stukkie teologie in. Met die shofar, nie met die swaard nie. Ja. En dan in 2 Samuel 6. In 2 Samuel 6 lees ons van koning Dawid, wat die verbondsark, die ark as teken van God se teenwoordigheid, terugbring na Jerusalem vanuit die Filistyne wêreld. En met hierdie spesiale geleentheid dans Dawid voor die ark, terwyl daar op die shofar geblaas word. En dit versinnebeeld die bykans ekstatiese vreugde van koning Dawid in God se teenwoordigheid. Tipies Dawid, né? Die begeesterde Dawid. Dawid wat self ook behendig was met die harp. 'n teken van God se teenwoordigheid. En om dit te vier, word die shofar geblaas. Beweeg ons aan. Vind ons dat in die profetiese literatuur die geklank van die shofar nog 'n dimensie bykry. Hierdie keer beteken die geklank van die ramshoring dat die volk van God hulle moet bekeer. 'n soort alarm wat God se gerig aankondig. Wat sê, julle is op die verkeerde pad. In Joël 2 lees ons hoe die shofar die dag van die Here aankondig. Blaas op die ramshoring, Sion. Maak alarm, heilige berg. Al die inwoners van die land moet bewe, want die dag van die Here is aan die kom. Ons almal weet dat die term Yom Yahweh, of die dag van die Here, baie belangrike teologiese betekenis het. Dit dui op 'n eindtyd, wanneer die Here sy verskyning sal maak, as heerser oor alles en almal. Later in die Nuwe Testament neem heelwat skrywers hierdie eskatologiese beskouing op, deur dit te assosieer met die wederkoms van Jesus Christus. Kortom, kom dit neer op 'n
teologiese beskouing dat God wel sal triomfeer. Dink nou maar aan die omstandighede wat ons tans in die wêreld beleef. Die bloedvergieting, die verwoesting van stede, die uiterste trauma waardeur mense gaan. Volksmoord is woorde wat gebruik word, oorlogsmisdade. Die vraag is dan, wanneer gryp God in? Wanneer gaan ons die geklank van die shofar hoor bo die geknal van bomontploffings en missielaanvalle? Wanneer? Is dit nie ons almal se gebed nie? Met ander woorde, wanneer breek die Yom Yahweh, die dag van die Here aan? Die dag waar hy as vredevors en ewige raadsman sal verskyn. Die dag wanneer die spiese in ploegskare verander en die dag wanneer die shofar weer klink as die stem van die Here en die kanonne stil word en die knoeiers aan die pen ry en die hulpeloses bevry word. En dit bring my by Psalm 81. Soos julle weet, is baie psalms gedig met die oog op begeleiding deur verskillende instrumente van daardie tyd, onder andere die shofar. En hier in Psalm 81 lees ons dat die ramshoring geblaas is tydens Rosh Kadesh. Met ander woorde, tydens die verskyning van die nuwe maan. En dit het 'n nuwe bedeling aangedui. En dit is teologies so belangrik. 'n Tyd vir feesviering en vreugde in die Here. Vir feesviering en vreugde in die Here na 'n baie moeilike periode. En dit is so gepas in ons tyd. Veral na hierdie periode waardeur ons almal is die afgelope 2 jaar. Geen wonder nie dat gedurende die pandemie en inperking een van ons ouderlinge die inspirasie ontvang het om 'n shofarblaser te skilder. Hier's die skildery. Piet Liebenberg se handewerk. Piet het 'n besondere talent en hy het dit tot diens van die Here gestel. Hy het hierdie kunswerk vir ons gemeente geskilder uit dankbaarheid dat ons uitgespaar gebly het deur al die uitdagings en terugslae van die afgelope tyd. Dankie hiervoor, Piet. En Piet het self gedurende die pandemie deur 'n moeilike periode gegaan. Hy het sy kollega aan COVID verloor. Dit was vir hulle baie moeilik. En dis toe dat hy sy kwas opgeneem het en hierdie werk geskilder het, want Piet is 'n Psalm 81 gelowige wat glo dat 'n nuwe bedeling, die Rosh Kadesh, wel sal aanbreek. En dit inspireer ons almal. So as jy hierna kyk, hierdie skildery wat nou gehang gaan word in die kerk, mag dit jou altyd laat dink aan die moeilike periode waardeur ons is. Maar ook dat die shofar die aankondiger is van die nuwe bedeling. Die Rosh Kadesh, die Yom Yahweh, die dag van die Here, ook vir Kruin, en ook vir my en jou. Psalm 81 klink so, ek lees 'n gedeeltetjie. Jubel tot eer van die Here, juig tot eer van God van Jakob, begin die musiek, speel die tamboeryne, blaas die shofar met nuwe maan, met die nuwe begin, want God is ons genadig. En hierdie is vir ons 'n nuwe begin. So kom ons prys die Here vir sy grootheid en sy genade. Ons gaan hierdie skildery op 'n spesiale plek in die kerk hang, en elke keer as ons daarna kyk, sal ons dink aan ons nuwe maan, ons nuwe begin. En as ons Sondag die kerkklok hoor lui, sal ons ook die shofar in die agtergrond hoor, en dan sal ons weet, so klink die stem van die Here bo die gedruis van die stad en die geraas van mense. En dit sal ons vrede in die hart gee. Amen.